klop. Dis 'n ding wat die hele week op my hart lê, wat ek wil deel vandag. En ek het al uit hierdie gedeelte uit in die verlede gepreek, Matteus hoofstuk 5, 6 en 7, die bergprediking. Maar hierdie het net vir my so uitgestaan, hierdie week, soos wat ek met mense praat, soos wat ek kyk na vriende van my op sosiale media, en ons het nou 'n klomp vriende besoek in Mosselbaai in die week, en soos wat 'n mens met die mense praat, hoor 'n mens nie die hele tyd hierdie begeerte, hierdie vraag, ek soek, ek vra vir die Here, ek soek en ek klop. En soos wat ek met die mense praat, begin ek agter te kom, waarvoor vra hulle, en waar klop hulle, en hoe soek hulle? En ek wil vir jou vandag dieselfde vraag vra, as ons praat oor vra, soek en klop. Wanneer jy vra, wat vra jy? Wanneer jy soek, wat soek jy? En wanneer jy klop, waaraan klop jy? Nou ek wil vir ons hierdie lees in Matteus 7 vers 7 tot 12, en dit begin so mooi. Dit begin so prosperity gospel rag, as 'n mens hier begin lees. Vra en vir julle sal gegee word. Halleluja. Nee, ons kan amen daarop sê. Vra en vir julle sal gegee word. So, ek soek die lottonommers. Dan moet dit vir my gegee word, want dit is so, sê jy so, nee. Soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. So in elke deur wat ek klop, moet die deur vir my oopgaan. En alles wat ek soek, dit moet ek tog kry. En alles waarvoor ek vra, dit sal vir my gegee word, nee. Dan gaan hy aan, want elkeen wat vra, ontvang. Goed, daar bevestig hy. Jesus sê, as ek vra, sal ek ontvang. As ek soek, sal ek vind. En vir wie klop, sal oopgemaak word. Wie onder julle sal as sy seun brood vra, vir hom 'n klip gee? En hier begin die storie nou te verander. Nee, wie sal nou, wat se pa sal nou vir sy kind 'n klip gee as hy 'n brood vra? Of ook, as hy 'n vis vra, om 'n slang gee? As julle wat sleg is, dan weet om goeie geskenke aan julle kinders te gee. Hoeveel te meer sal julle Vader in die hemel goeie dinge gee vir hulle wat hom vra? Nou, goeie dinge vir hulle wat aan hom vra. As alles wat julle dan wil hê, die mense aan julle moet doen ook julle net so aan hulle. Want dit is die kern van die wet en die profete. Nou Jesus spreek 4 baie belangrike dinge aan, in terme van vra, soek en klop. Die eerste ding wat ek optel as ek hierdie stuk lees, is ons moet God najaag. Jaag God na. Soek vir God. Vra vir God. Klop aan die deur van God se hart. Hoor gou hierso. Jakobus 4 vers 3 sê vir ons, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle op die verkeerde manier vra, sodat julle dit in welis kan weerhou. As Jesus hierso sê, vra, soek en klop, waarvoor moet ek vra? Waar moet ek soek? En waaraan moet ek klop? Want Jakobus sê vir ons, wanneer ons baie keer bid ons op die verkeerde manier, want ons bid net uit onsself uit. Ons bid net vir onsself. Here, as ek nou net daai 6 nommers kan kry, dan kan ek hierdie hele dorp verander. Here, as U nou net vir my daai nuwe kar gee. Here, as U nou net vir my in my besigheid 50 nuwe kliënte gee, in my boerdery soveel reën gee, in my lewe soveel dit, my kinders net bietjie soeter sal maak, dat hulle nie so erg aangaan nie. Baie keer bid ons dit, en Jesus sê, ons moet nie dit bid nie, want wanneer ons dit bid, dan bid ons uit selfsug uit en net vir homself. Jesus kom en hy sê, wanneer jy bid, soek God se aangesig. Jaag hom na. Kom nader aan hom,
Want hoe nader jy aan hom kom, hoe meer gaan jy weet wat sy hart is vir jou lewe, en jy gaan meer die regte dinge doen, en al hierdie selfsugtige goeders, wat jy eintlik voor vra, is nie so belangrik nie. Ja, God, na Johannes 15 vers 7 en 8 sê, as julle in my bly, en my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil, en dit sal met julle gebeur. Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra, en my disippels kan wees. As julle in my bly, en my woorde in julle, dan kan julle vra net wat julle wil. So God begin om te sê, leer, of Jesus begin om te sê, leer God ken. Bly in hom. En dan daai boek wat ons afstof, as iemand belangrik kom kuier, net om te kan appearances hou, om te sê, ons lees daar hierdie boek, die Bybel. Daai woorde moet daagliks in jou bly, sodat wanneer jy met God 'n gesprek het, dat jy nie onbenullige goeders vra vir hom, wat nie belangrik is nie, want baie keer dink jy 'n nuwe kar is brood, maar dit is eintlik 'n klip. God wil vir jou iets beter gee. Baie keer dink jy 'n nuwe werk, daar in die Wes-Kaap, waar jy die see kan sien, is brood, maar baie keer is dit 'n klip, want hy weet wat is die beste vir jou. So bly in God, en laat sy woorde in jou bly. Leer hom ken, leer sy hart ken, leer sy woord ken, sy waarheid ken. Dan kan jy met hom praat en jy kan vir hom vra net wat jy wil, want alles wat jy dan vir hom gaan vra, gaan in lyn wees met sy woord, sy wil en sy hart vir jou lewe, en hy wil vir jou brood gee, en dan gaan hy dit vir jou gee. Die tweede ding wat ek uit hierdie stuk uit leer, is God leer vir ons die beginsel van voorsiening. Wat se pa sal 'n klip gee as sy seun vir hom 'n brood vra? Jesus beklemtoon hier dat God, ons Vader, weet wat ons behoefte is, en hy sal vir ons sorg. So, my raad aan jou, my pleit aan jou vandag, my wat ook al aan jou vandag is, ons kan nou reg ophou om met die lysies na God toe te gaan, want raai wat, hy weet wat ons behoefte is. So, wanneer ons na God toe gaan, wil God hê ons moet na hom toe gaan en tyd saam met hom te spandeer, om met sy hart en jou hart te connect. Baie keer wanneer ons na hom toe gaan, wil hy hê ons moet anders te begin bid. Ek sit met 'n situasie einde laas maand, en ek kyk so na dit, en ek weet nie hoe ek daar deur gaan kom nie, en ek weet nie hoe ek dit gaan maak nie, en alles. En ek hardloop hierdie ding deur my kop, en ek vra op 'n stadium vir die Here, Here, gee vir my net wysheid, en gee vir my rustigheid in hierdie situasie. Nie plannetjies nie, nie sommetjies nie, nie 1, 2, 3 stap, ek is 'n bullet point mens, ek kan stap 1, 2, 3, 4, 5 baie goed vir jou doen. En ek vra vir hom, gee net vir my wysheid en rustigheid. En so 'n halfuur later is dit net so asof die lig skyn op die situasie. En hy sê vir my, hou op bekommerd wees, jy het hierdie. Ek het niks gedoen nie, ek het niks verander nie, ek het nie 'n 10-stap plan geskryf nie, hy het net vir my gesê, nie daar bekommer nie, jy het hierdie. Alles is eintlik reg, jy vir nie bekommer. God sal vir my voorsien, maar ek moet sy hart najaag, nie die lysies van dinge nie. Die derde ding wat ek in hierdie stuk optel is 'n belofte van goddelike gawes, en hoor gou die goddelike gawes wat hy vir ons gee. In Lukas 13 is dit dieselfde preek wat Jesus hier preek, net uit die perspektief van Lukas uit, en hy sê, as julle wat sleg is, dan weet om goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra. So in steede van die 6 lotternommers, vra vir die Heilige Gees. En die Heilige Gees lei jou in alle waarheid. Hy lei jou in alle wysheid. Hy lei jou met genade en met vrede. So in steede daarvan om vir aardse dinge te vra en vir lysies te vra, hardloop nader aan God, soek sy hart, vra vir die Heilige Gees
en die Heilige Gees sal jou leiding gee en jou lei. En dan die goue reël wat Jesus hierdie stuk mee afsluit in Matteus 7 sê ons moet liefde vir ander hê. Jesus draai die hele appelkarrie om te sê, hou op om vir jouself te vra, hou op om vir jouself te lewe, begin te lewe vir ander mense, want my hart is, dat julle mekaar moet lief hê. Doen aan ander, wat jy graag wil hê, mense moet in jou doen. So dit beteken, dit is 'n aksie wat uit moet gaan, en nie net 'n aksie wat jy binnekant wees nie. Want die oomblik wat jy begin iets doen vir iemand anderste, die oomblik wat jy ergens begin betrokke raak, wat jy gee van jouself en ander mense bedien, verander jou lewe totaal, want dan lewe jy in die hart, in die wil en die rigting van die Here, en hy gaan jou seën, nie monetêr nie, maar hy gaan jou seën, met sy liefde, met sy oorgawe. En ek sluit met hierdie vers af, Romeine 13 vers 8 en 9, wat Paulus sê, wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. So wanneer al wat ek vir jou skuld is, ek het jou lief. Ek het niks anderste wat ek vir jou skuld, ek nie vir jou nie. Maar ek kan vir jou liefde gee. Dis wat Paulus moes nou hier so sê. Wie sy medemens lief het die wet vervul. Wow. Want dit, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod ook al, word saamgevat in hierdie uitspraak, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Jesus sluit hierdie gedeelte af, hy sê, vra, soek en klop. Soek God se hart, vra vir God se hart, klop aan God se hart. Vra vir die Heilige Gees, maar hê ook mense lief. So hier in die begin van die jaar, wanneer baie van julle nog beplan om 'n diet te volg, en baie van julle beplan om sekere dinge te verander, is hierdie die goeders waarmee ek wil afsluit, wat ons kan lees, ek kan ons aangaan, dankie. Ons moet God se hart najaag. Nommer 1, bo alles, God se hart. Soek hom. Ons moet God vertrou vir ons voorsiening. Ons moenie ons beleggings vertrou nie, ons moenie in mense vertrou nie, ons moenie hoop Trump maak die regte besluit wat die markte weer gaan draai, en Ramaphosa maak die verkeerde besluit wat die markte weer gaan draai nie. Ons moet God vertrou vir ons voorsiening, want raai wat, hy het hemel, aarde, sterre, maan, wolke, alles gemaak, en hy is by magte om wonderwerke te doen in ons lewens. All my life, you have been faithful. All my life. As jy hier so sit en jy kyk terug, God was nog altyd daar. God het nog altyd voorsien. Al het dit nie so gevoel nie, al was dit 'n woestyntyd in jou lewe, maar hy het nog altyd voorsien. So kom ons vertrou vir God se voorsiening van vandag af tot aan die einde. Die Heilige Gees gee vir ons wysheid, leiding en rigting. En ek weer sê, hy gee vir ons wysheid, leiding en rigting. Kom ons vra vir hom om vir ons wysheid, leiding en rigting te gee. En kom ons hou op met ons lysies. En dan die laaste punt, wat ek nou net oor gepraat het, is ons nie net vir onsself leef nie. Kom ons leef buite onsself. Baie keer vra ek, wat kos dit jou om te stop en vir 2 minute te praat? Wat kos dit jou om te stop en vir 2 minute vir iemand te luister wat sê, hey, dit gaan moeilik. Dit kos jou niks nie, maar dit beteken die wêreld vir 'n ander persoon. So wys ons die liefde van God vir mense. Ek wil vir ons bid. Here, my hart is, dat ons sal hierdie stormvraag nie lys, wat ons altyd so gooi soos 'n haalgeweer wat skiet in alle rigtings, wanneer ons met U praat. Here, dat daai lysie sal korter raak, en daai lysie se fokus sal skuif van aardse dinge, wêreldse dinge, monetêre dinge, allerhande begeertetjies
dingetjies wat ons graag wil hê, dat dit sal skuif weg van dit af en dat ons sal begin fokus op U. Here, ek weet baie van ons het vrae wat ons vra, baie van ons het storms in ons lewe, ons het verhoudings wat nie lekker is nie, daar's mense en dinge wat nie uitgesorteer is nie, en Here, ek weet U wil hê ons moet dit uitsorteer, maar Here, ek beleef so dat U sê vir ons in hierdie oomblik, fokus op U, hardloop nader aan U, en al daai dinge sal verdwyn. Here, my gebed is dat U vir ons sal wysheid gee, om situasies reg te hanteer, dat U vir ons sal wysheid gee, om die regte dinge te soek, en die verkeerde dinge te laat gaan. Here, my gebed is dat U vir ons meer genade sal gee elke dag, want ons het dit so nodig. En Here, ons spreek vandag as gemeente, genesing oor ons dorp en oor ons land, in alle aspekte. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen.